Welkom by jaar 4 se GC leerpapier 1. Vraag 1 gaan oor die atomiese struktuur. Kom ons gaan gou vinnig daardeur. Alles hier op aarde bestaan uit atome. Atome bestaan uit 'n kern wat ons die nukleus noem. Dan bestaan dit uit neutrone en protone wat binne in die nukleus, binne in die kern is, en dan elektrone wat om die atoom of om die nukleus beweeg. En dit is hierdie elektrone wat as hy baie kinetiese energie opbou, verder en verder weg beweeg van die atoom af en dan van atoom na atoom toe spring om dan elektriese vloei te veroorsaak. Vraag 2 in die eerste leerpapier gaan oor Ohm's Law. Kom ons kyk gou na hierdie tabel en ek dink julle moet hierdie tabel in elk geval goed leer. Is heel moontlik dat julle die tabel net so gaan kry. Kom ons gaan kyk na die eerste kolom. Dit is nou as ons 'n vergelyking het. Wat is die vergelyking? Waarvoor staan V? Dit is vir volts en I is ampere of stroom, eintlik stroom, en dan R is weerstand. Die tweede kolom, vra hulle daar die unit symbol waarin dit gemeet word. Dit is soos as jy nou byvoorbeeld klaar jou som uitgewerk het, wat is jou antwoord? Wat kom na jou antwoord om te sê wat dit is? V wat vir volt staan is nog steeds V. I wat vir stroom staan, meet ons dan in ampere, so jou antwoord is in ampere, en dan R wat nou weerstand is, gaan dan ohms wees. Dit is nou daai tekentjie daar. Dan kyk ons na die eenheid. Dit is die eenheid wat jy dan wat jy eintlik basies as jy sê hoeveel het jy gemeet of wat het jy gekry met jou berekening. So V, as jy nou sê vir iemand ek het uitgewerk, dit is soveel volts, of die stroom, dan sê jy so, dit is soveel ampere, en dan weerstand sê jy, dit is soveel ohms. Dan gaan kyk ons gou, en dit is nog steeds deel van vraag 2, Ohm's Law. Julle almal ken nou daai driehoekie, die V bo en die I en die R onder. Maak nie saak of die I en die R omgeruil is nie. Maar V, I en R. Volts, stroom, weerstand. Kom ons gaan kyk gou aan die linkerkant van die bladsy. Daar is die formules vir weerstand. Weerstand is V op I, volts oor stroom. Dan is dit volts. Volts is stroom maal weerstand. Dan kyk ons na stroom. Dit is volts gedeel deur weerstand. Vraag 3 gaan alles net oor waar of vals, maar dit is algemene kennisvrae. So daar moet julle maar dit wat julle geleer het, gaan hulle basies eintlik net vra, is dit waar of is dit vals? So hier kan ons eintlik niks sit nie, want dit behels van termyn 1 tot termyn 4. So dit is maar net 'n gewone waar en vals vraag. Vraag 4 gaan wel behels nou komponente en simbole. En hierdie noem ons die SI units. So dit is 'n tekentjie wat almal gebruik in die hele wêreld. So as jy daai tekentjie teken, dan beteken dit 'n spesifieke ding. So vir elke komponent. Nou as ons byvoorbeeld gaan kyk, die eerste een is 'n weerstand. Daar's 'n fotootjie van 'n weerstand. Nou sy simbooltjie is daai reghoek met die 2 streepies aan. Of dit is daai ene wat ek altyd teken, daai zigzag enetjie wat sê R1 is 20, so die weerstand 1 is 20 ohms. Dan is dit 'n fuse. Ons praat nou daaroor in die volgende slide. Goed, hierso is nou die fuse. Kyk gou daai SI unit of die simbool vir 'n fuse.
Wat is die funksie van 'n fuse? Is basies net om jou komponente te beskerm. Sodra daar te veel stroom deurkom, dan sal die fuse dan basies brand en dan sal geen stroom verder kan vloei nie. Daar's nou daai 3 verskillende tekeningkies wat jy kan teken as hulle so iets vra. Maar die algemeenste enetjie is die ene in blou, daai enetjie wat soos 'n golf lyk. Ons is nog steeds by vraag 4. Die volgende ene is 'n LED. Ons almal weet wat 'n LED is, daai klein liggies. As ons net gou kyk dan die LED, hy het kyk daai rooi liggie daar. Hy het 'n lang been en 'n kort been. Die lang been is die positief en die kort been is die negatief. Jy kan hom nie anderste koppel nie, anderste gaan hy nie werk nie. Ek sal net vir julle in die klas, sal ek vir julle dan ook die tekeningkie gee wat ons gebruik in 'n circuit om 'n LED voor te stel. Dan kyk ons na die thermistor. En dis maar oukie wat jy kan stel om die beheer van wanneer dit kom by temperatuur, wanneer moet hy aansit of afsit. Kom ek sê byvoorbeeld iets raak te warm, jy wil 'n fan aansit, dan kan 'n fan aansit. Nou daar is sy tekenkie, daai reghoek met daai streep deur. Dan kyk ons na 'n lig, 'n gewone lig, want dit het niks te doen met 'n LED nie, 'n gewone lig, en daar is 3 simbole. Die mees algemeenste ene of die maklikste ene wat ons maar gebruik, is die ene met die kruisdeur. Nog steeds by komponente gaan ons kyk gou na 'n coil. 'n Coil is basies 'n ding wat jy elektriese energie kan stoor sodra daar stroom deurvloei. En daar is sy tekenkie, daai sirkeltjies, dit is sy tekenkie. As jy 'n stroombaan moet teken met 'n coil in, dan teken jy daai. Goed, en dan gaan ons gou vinnig kyk na die distribusiebord of die DB. Wat kan ons alles in 'n DB kry? Ons kan die mynbreker kry. Hy is nommer 1, ons weet wat doen die mynbreker, hy skakel alles aan en af. Dan 2, die earth leakage, maak seker dat elke huis 'n earth leakage het. Hy beskerm jou van elektriese skok. Dan het ons nommer 3, jou circuit breakers. Dit is nou enige van die breakers wat jy kan gebruik vir ligte of socket outlets of wat ook al jy aan en af wil sit, die geyser of wat ook al. Dan isolators kan ons gewoonlik maar buite, soos byvoorbeeld buite by 'n stoof of by 'n geyser. Dit is 'n breaker, maar wat net baie meer stroom kan hanteer, maar ons kan 'n breaker ook in 'n DB kry. Dan kry ons surge arresters, en dit is meer vir goed soos weerlig of waar daar baie stroom iewes skielik inkom, en dan is hy amper soos 'n fuse, hy beskerm die res van die huis. Dan kan ons timers opsit, en ons kry 'n timer binne in jou wat jou geyser aan en af sit op 'n spesifieke tyd, en dan het jy 'n neutralbar waar al jou neutral-drade opgaan van jou earth leakage af, en dan het ons 'n earthbar wat die earthdraad trek van buite af opkoppel, en ons staan daar ons outlets wil hê, dan trek ons die earth draad van die earthbar af. Okay, nog steeds vraag 5. Hulle vra wat is die doel van 'n energiemeter? The energy meter measure the number of units of electricity consumed in kilowatts per hour. So dit is die hoeveelheid krag wat jy gebruik, en hy word gemeet in kilowatts per uur, en dit is dan hoe hulle bepaal wat jy dan vir Eskom skuld. Dan die volgende ene, what is the difference between thermal and magnetic circuit breakers? Thermal is temperatuur, so hy word aan en afgeskakel hoe warmer jou stroom raak, of hoe warmer jou komponente raak, dan sal hy byvoorbeeld aan en afskakel, en magnetic circuit breakers, hoe meer stroom deurgaan,
dan is daar 'n groter coil wat vorm 'n magnetiese veld om die coil wat dan maak dat hy wat ook al aan en af sit. Dan kyk ons na die volgende ene, wat is die purpose of a surge arrestor? Okay, a surge arrestor clamp the voltage down to a safe value to protect the circuit from voltage surges and limit lighting damage. So as jy nou byvoorbeeld in 'n area is waar daar baie weerlig is, sit jy een in en gewoonlik of net voor jou mynbreker of net na jou mynbreker, en sodra daar klomp krag is wat inkom as gevolg van die weerlig, dan sal hy dan afsit of hy sal brand en dan moet jy net hom weer vang. Dan die volgende ene is, wat is die purpose of a pilot light? Nou, pilot light is basies 'n liggie met 2 draadjies. So, en veral by auto-electricians gebruik hulle dit baie, waar hulle seker maak of daar krag op 2 drade is. So as hulle hom opsit en die liggie gaan aan, weet hulle daar's krag, andersins weet hulle daar's 'n fout. Nog steeds deel van vraag 5. As ons gou kyk na die dikte van die drade wat ons gebruik in 'n dB, in 'n gewone huishoudelike bedrading, dan gaan ons kyk na ligte, gebruik ons 1,5 vierkante millimeter, maar kom ons praat maar net van 1,5 millimeter, en dan jou plugs of jou circuit outlets, dis daar waar jy jou prop indruk en jou charger indruk om jou foon te laai. Daai drade is 2,5, jou stoof gaan so tussen 4 en 6 millimeter wees, geyser 4 millimeter, en dan jou main supply, dit is die krag wat inkom van buite af, van die paal af, na die huis toe, dit is 16 millimeter. Nou in vraag 6 gaan ons kyk na 'n serie en parallel stroombane. As ons gaan kyk nou na hierdie stroombaan, as 2 weerstande in serie gekoppel is, dit wil sê hulle is langs mekaar, die stroom vloei deur die eerste een en dan deur die volgende een, dieselfde hoeveelheid stroom, dan is dit baie eenvoudig, kyk na die formuletjie, of kyk na die manier, die format, hoe dit geskryf word, dan tel ons net hierdie 2 weerstande by mekaar, en onthou altyd om as jy jou antwoord gegee het, om die tekenkie van ohms aan te sit, soos in hierdie geval is 35 ohms. Okay, hier kyk ons nou na parallel konneksies, kyk hulle is onder mekaar gekoppel, in hierdie geval, onthou nou, waarby serie het ons net die 2 gevat en by mekaar getel, maar in hierdie geval sê ons 1 oor, so 1 oor 20 plus 1 oor, soos 1 gedeel deur 20 plus 1 gedeel deur 15. Ons het die berekening in die klas gedoen, ons sal dit weer behandel, en dan doen jy jou sommetjie, en onthou, wanneer jy jou antwoord gekry, dan draai jy jou antwoord om, en dan dit is die waarde, dit is jou totale weerstand wat jy dan het. Goed, ons is nog steeds by vraag 6. Nou kyk, as ons nou meer as 2 weerstande het wat in parallel is, kom ons sê 3, 4, 5, dan werk ons op dieselfde beginsel. So dan sê ons nog steeds 1 gedeel deur weerstand 1, 1 gedeel deur weerstand 2, en so kan ons aangaan, maak nie saak hoeveel weerstande daar is nie, ons tel hulle almal by mekaar, maar dit is 1 gedeel deur, en dan as jy jou antwoord gekry het, dan draai jy hom om, soos jy nou daar kan sien, net voor, heel onder, net voor RT, was dit 45 gedeel deur 300, toe het ons hom omgedraai, en nou is dit 300 gedeel deur 45, dan kry jy jou totaal, en onthou altyd, wanneer jy jou antwoord skryf, dan skryf jy wat jy uitgewerk het, en daar is daai tekenkie wat vir jou sê, jy het ohms uitgewerk, dis weerstand. Goed, ons steeds deel van vraag 6, hierdie is nou net 'n voorbeeld om julleself net te toets, en hierdie is in serie, en in hierdie geval het hulle gevra om die stroom uit te werk, en om stroom uit te werk, moet jy weer teruggaan na jou driehoek toe,
en dan kyk jy wat is jou formule vir stroom, en dit is jou volts oor jou totale weerstand. Nou in hierdie geval moet jy eers die totale weerstand uitwerk, dis R1 plus R2, en as jy daai antwoord het, en as jy nou onder gaan kyk na jou battery se waarde is 12 volt, dan het jy nou vir V, daar waar hier staan IT is gelyk aan V gedeel deur RT, jy het V, dis die battery, en dan RT, dit wat jy dan uitgewerk het, so dan kan jy die stroom bepaal, en dan weer eens, as jy jou antwoord gegee het, en jy het stroom gemeet, onthou stroom, werk ons in ampere, so dan moet jy die A daar skryf. Hierdie ene is nou maar net, die antwoord het nou, daai 0,032 ampere, dan slash, sê maar net, dis 32 milliampere, so al wat ons daar doen, ons skuif die komma 3 keer na die regterkant toe, so dis presies dieselfde antwoord, 0,032 ampere, is dieselfde as 32 milliampere. Goed, hier in vraag 7, wat hulle hier vir julle gaan vra is, om die watts uit te werk. Watts word voorgestel deur P, maar die basiese, daar's 3 formules vir watts, maar julle gaan net die ene gebruik, en dit is P maal I maal V. So P staan vir watts, I staan vir stroom, en V staan vir volts. So, julle het nie nodig om die driehoek te ken nie daai formule. P is gelyk aan I maal V, en P staan vir watts. Goed, hier het ons 'n eenvoudige stroombaan. Al wat hulle hier wys is dat jy verskillende goed kan uitwerk op hierdie stroombaan. In die eerste geval het hulle vir my 'n battery gegee van 12 volts, en dan het hulle die stroom gemeet in hierdie stroombaan wat 2 ampere is, so ek kan my weerstand gaan uitwerk. So ken net julle formules of ken julle driehoek, en dit is dan weerstand is volts oor stroom, en daar staan 12/2, en dan is my weerstand gaan dan 6 ohms wees. Dan kan ek ook my watts gaan uitwerk. My watts formule by die vorige slide het ons gesê, is P is gelyk aan I maal V, so stroom maal met volts. Ek het my stroom, en ek het my volts, so dit werk uit op 24 watts. So watts is die hoeveelheid krag wat ek gebruik, of dit kan beteken hoeveel werk kan 'n spesifieke ding doen, soos byvoorbeeld 'n swembadpomp. Die kry verskillende sterkte swembadpompe, hoeveel werk kan daai spesifieke motor doen. Ok, die volgende voorbeeld, dit is heel moontlik iets wat julle kan kry, wat hulle julle gaan vra. Hulle sê, a circuit consists of a 5 volt battery connected to a globe that has a power rating of 5 watts. Dan sê hulle teken die circuit, alright, daar teken julle dit. Ek sal net die lampie met sou ek basies eintlik net 'n sirkel met 'n X geteken het. Dan sê hulle calculate how much current is in the circuit. So ons moet die stroom uitwerk, maar wat het ons? Ons het 'n 5 volt en ons het die current rating. So ergens moet jy begin. Ek weet wat is die formule van watts, right? Wat hulle jou gesê het is watts is 5 watts, okay, P is 5, en dan het ek V, okay, dit is ook 5, en dan kan jy die stroom uitwerk, dit is 1 ampere, en dan die formule vir die weerstand van jou liggie is R is gelyk aan V op I. So ek het my 5 volts, my battery se sterkte, en ek het my ampere uitgewerk. So dan kan ek gaan en die weerstand en die stroom dan uitwerk. Goed, nou gaan ons na die tweede vraagstel kyk. Dit is die ene wat julle na pause sal skryf. Ons gaan dit gou behandel. Okay, wat is die belangrikste van PPE's? Hoekom moet jy dit dra? Provide safety and reduce the workers' exposure to hazard. Okay, dit beskerm jou as persoon.
It is required by law, protects employees and protects employers. En sodat as daar 'n lawsuit is en dan kan hulle sê maar my mense het wel protective wear gedra. PPE's, overall safety glasses, working gloves, safety boots, safety helmet. Toe as hulle vra wat is dit? En hulle gee 'n prentjie van safety boots of safety glasses, dan sê jy dis safety glasses en dit is om my oë te beskerm terwyl ek grind. Ok, die volgende een is elektriese reëls. Gaan net 'n bietjie daardeur, lees daardeur. Hierdie vraag sal 10 'n waar of vals vraag wees. Hulle sal byvoorbeeld sê daar by nommer 3, you can tamper with electricity. Dan moet jy sê waar of vals, dan sê jy vals. So do not tamper with electricity. Moenie met elektrisiteit peter as dit nie nodig is nie, of moenie peter as jy nie weet wat daar aangaan nie. Ok, hier kyk ons gou na wat alles in 'n first aid kit moet kom. Ek glo jy hoef nie meer as 5 te ken nie. Hulle sal nooit soveel meer as dit vra nie. Kies enige 5 van daai. Maak seker jy ken julle spelling en dat die persoon wat jou vraag stel merk ten minste kan sien wat jy bedoel. First aid, health and safety. Okay. Ken jy twee verskille tussen 'n unsafe act en 'n unsafe condition? Unsafe act is wat jy doen of mense doen, hulle handelinge wat goed ander mense in danger stel. Dan unsafe conditions is die omgewing, die werksplek wat gevaarlik is. Dan safety. Voordat jy aan enige krag werk, sorg dat daai krag geïsoleerd is of afgesit is. En as jy op 'n site werk waar die DB 'n bietjie verder is as waar jy huidigelik werk, maak seker dat daar waarskuwingsborde op is en sê daar word gewerk tans, niemand moet die krag aansit nie. Dan safety precautions when using tools and equipment. Gereedskap is daar om jou te beskerm, maar dan moet jy ook weet hoe om die gereedskap te gebruik. Hierdie het ons reeds vroeër gedoen. Hierdie is net 'n bietjie meer in detail en ek sal vir julle sê, soos ek julle gesê het, as julle hulle so 'n vraag vra, dan brei net 'n bietjie meer uit. Nou sê hulle the following are items that need to be in your workshop at all times for your work safety. Okay, safety signs, en safety signs is basies net om vir jou vertel waar daar gevare is. Safety glasses, wat byvoorbeeld safety glasses, dan skryf jy personal protective equipment to protect your eyes, so to protect your eyes from object while working, soos byvoorbeeld grinding. Gloves, personal protective equipment to protect your hands while working. So brei net 'n bietjie meer uit en sê die handskoene word gebruik om jou hande te beskerm as jy byvoorbeeld met warm metaal werk. Goed, hierdie sal tipies 'n waar of vals vraag wees. Nou, as ons gaan kyk, low voltage installation SANS. SANS is basies 'n boekie wat geskryf is wat vir jou sê wat is aanvaarbaar by 'n installasie. Goed, so wanneer jy installasie gedoen het, dan kom maar ou uit en dan kom hy en hy volgens die regulasies van die SANS boekie, dan gaan kyk hy, sê die SANS dokument dat dit reg geïnstalleer is. So nou kom ons kyk gou daaronder. Hulle sê the aim of the part of SANS 10142 is to ensure that people, animal, property are protected from hazards that can arise from operation of an electrical installation under both and normal and fault conditions.
Almal moet veilig wees in alle omstandighede wanneer 'n installasie gedoen word. Dan gaan ons nou na vraag 3 toe, tools and instruments. Okay, hier is nou 'n lys in die volgende frame gaan ook 'n lys van tools en instrumente wees. So weet waarvoor elke instrument gebruik word. So hulle sal byvoorbeeld vra angle grinder, bench grinder, hand drill press. So gaan kyk waarvoor dit gebruik word en ken hulle name ook. Wat is nog verder klomp tools. Nou gaan kyk aan die middel van die frame. Daar staan identify function and installation of drill bits. Hulle gaan jou foto gee byvoorbeeld van 'n boorpunt. Dan gaan jy nie net skryf dis 'n boorpunt nie. Nee. Jy gaan kyk na die boorpunt en jy sê dis 'n konkriet boorpunt. Dit word gebruik om in konkriet in te boor. Net sê dis 'n boorpunt nie. Dan het jy 'n staal boorpunt. Moet nie net sê is 'n boorpunt nie. Wat se tipe boorpunt is? Dis 'n staal boorpunt en dit word gebruik om in staal in te boor. Vraag 4 in laas jaar se vraestel het hulle hierdie gevra. So ken die tekening en gaan memoriseer dit. So as hulle dit vra dat jy dit kan oorteken. So hierdie is 'n basiese batterylaaier. As ons heel links op daai skets gaan kyk, daar waar die golfie is met die plus en die minus bo, dit is jou wisselstroom wat inkom. Dis waar jy hom by die muur ingeplak het, jou batterylaaier by die muur ingeplak het. Nou wat gaan binne in die battery in? So dan het jy daar waar daai golfies is, dit is jou transformer en jou transformer basies bring dan daai 220 volt af nou na 12 volt toe of 13 volt toe. Dan gaan jy verder en as jy gaan kyk daar waar die groot golf is by F1, daai is wat ons vroeër gedoen het, daai is jou fuse. As daar te veel stroom inkom, dan brand hy af. So hy beskerm dan jou battery of ja, jou battery. Dan kyk ons daar waar die diodes is. Dit is nou daai donkerbruin driehoekies met die streepie onder. Dis jou diode brug. Nou die diode brug is verantwoordelik om die wisselstroom om te sit na gelykstroom. So AC na DC toe. En dan as ons nou in die middel gaan kyk, daai twee streepies, die een is reguit en die ander is so 'n bietjie krom. Daai is jou kapasitor. Kyk na die waarde van jou kapasitor. 2200 microfarad. Nou julle moet dit so neerskryf. 2200 IV. Hy I staan vir microfarad. Okay, dan het jy jou transformer en dan in daar waar die 12 volt is, dis basies jou battery wat jy dan laai. Maak seker julle ken hierdie diagram. Goed, vraag 5. Hier begin dit nou lekker reën. Okay, nou gaan kyk ons bietjie na kabels en konduktors en dan hoe kan ons kabels en konduktors heg? Daar vra ons identify different types of crimping tools. Okay, ons kry 'n hydraulic crimping tool. 'n Hydraulic crimping tool gebruik ons gewoonlik wanneer ons baie dikker kabels het wat jy nie met die hand die krimp kan doen nie. So hydraulic crimping tool en 'n hand crimping tool wat jy met die hand gebruik is baie dunner drade. Dan kyk ons identify different type of crimping terminals. Ons kry 2, 'n open barrel en 'n closed barrel. Goed, dan sluit ons af met vraag 5. Dan gaan kyk ons na insulation. Ons sal dit ook baie kry op kraglyne wat hulle kan gebruik. Maar wanneer ons gaan kyk na wat is baie goeie isolasie materiale wat hulle kan gebruik, is byvoorbeeld PVC. Ons almal ken PVC. Dis die pype wat julle gebruik het op die borde, waardeur julle die drade getrek het, glas, asbestos
en kyk maar aan, en dan heel laaste aan, ken so 3-4 van dit, en dan heel laaste van die sinnetjie, the most significant insulation material is air. Alright, daar, ja, is air. Okay, dan gaan kyk ons na types of conductors, industrial cables. Okay, dan kyk ons single core cables. Nou single core cables wat hulle ook paneel wire noem. Dit is een soliede draad wat ons gebruik. Multi-core cables, dit is wat julle gebruik het, die rooi en die swart en die groen draad. Hy bestaan uit klomp verskillende koperdraadjies wat met 'n omhulsel is wat een draad vorm, en dan ander kabels, maar meer spesifieke gespesialiseerde kabels vir TV's, rekenaars en so aan.